Hi geliefdes, my naam is Karen en hierdie is Smag soos 'n wildsbok. Soos julle al weet, ek is op 'n 40 dag vas. Vandag is dag 33. Dis die 6de April en daar is nou nog 'n week oor om te gaan. Ek wil so 'n bietjie met julle deel oor vas en goeders. Ek doen die watervas basies. Ek drink bietjie ander vloeistof. Ek doen brof 'n koppie omtrent 'n dag. Nie elke dag nie, maar meeste dae. En dan drink ek bietjie tee en ek drink water. So dit is 'n no food fast. En ek moet regtig sê, ek het langer uitgehou as wat ek gedink het ek gaan. Ek het verwag hier by dag 14 sal dalk die maksimum wees. Eintlik moet ek seker eerlik wees, ek het nie eens gedink ek gaan verby dag 10 kom nie. Maar teen die tyd wat ek by dag 20 gekom het, toe besef ek okay, die ergste is verby. Kom ons doen nou die tweede helfte. En daar was vir my baie waarde daarin gewees. Daar's nog steeds baie waarde daarin vir my. As ek net dink hoe die Here met my praat, hoe hy vir my openbaring oor skrif gee, vir my visioene, drome, wat hy met my praat, woord wat ek weer met ander deel en kan gee. Dis net amazing. Nie dat ek dit nie voorheen gehaat het nie, maar hierdie is net 'n ander vlak. Dis heeltemal 'n ander vlak waar dit opgaan. En ek is baie bly dat ek dit gedoen het. So, ons gaan nou in ons laaste week in, want ek gaan nou my laaste week in. Ek weet nie of ander mense is wat ook vas hierdie tyd nie. Ek het jare terug, ek dink dit is nou reg 4 jaar terug. Toe het my ouma eendag vir my gesê, sy doen lentvas elke jaar. So dis so basies die 40 dae voor die lydingsweek begin. En sy het altyd iets wat sy prys gee vir daai 40 dae. Wil ek saam met haar vas. En dis hoe dit begin het. En ek onthou die eerste jaar wat ek dit gedoen het was, het ek nie geweet wat nie. Ek het nie gedink, ek gaan die kos opgee nie. Ek hou van kos, ek geniet kos te veel. En toe het ek besluit, daai jaar gaan ek Netflix prys gee vir die 40 dae. En teen die tyd wat die 40 dae verby was, toe het ek net besef, maar ek het nie meer Netflix in my lewe nodig nie. Dit stimuleer my nie, dit interesseer my ewe skielik nie meer nie, want ek het daai belegging in die Here gemaak. Ek het tyd saam met die Here spandeer en ek het laat hy my vul met dit wat Netflix altyd vir my beteken het. En so toe daarna, elke jaar as dit lengtydperk is, het ek iets wat ek prys gee. Nou, ek het al 'n jaar, het ek maaltyd prys gegee, ek het kafeïen 1 jaar prys gegee, en hierdie is nou my 4de jaar, en toe het ek besluit, alle kos, enige voedsel, gaan ek prys gee. Enige soliede voedsel gaan ek prys gee. Net tog toe, okay. Ons sal sien hoe gaan dit. Maar ek gaan hierdie aanbeveling definitief vir iemand maak, as julle 40 dag geen kos vas wil doen nie, maak seker, jou liggaam kan dit hanteer. Want ek sou dit nie eers oorweeg het vroeër jare nie, ek sou dit nie gemaak het nie. Ek sou meer skade aan my liggaam gemaak het as wat moontlik is, of wat goed is vir my. En hierdie was die eerste jaar wat ek kan sê, my liggaam is gesond genoeg dat ek weet ek kan dit hanteer, dat ek kan push om sonder kos te lewe vir 40 dae. En dit is 'n interessante reis. Ek geniet dit. En ek wil vir julle ook al buite aanbeveel, as jy graag nader aan die Here ook wil kom, vas is 'n baie goeie manier om dit te doen. Want wat vas op die einde van die dag doen is, dit maak jou minder, jou behoeftes minder, en laat die Here plek het om te beweeg in jou lewe. En dis absoluut net vir my hoe dit met my gaan. Elke keer as ek 'n tekort het, nou voel ek honger, dan kom al woord, of daar kom skrif, of daar's 'n gesprek wat ek in die Heilige Gees het, of ek in die Here, of ek in Jesus, en dis net openbaring op openbaring, en wanneer daar plek is vir die Here om in jou lewe in te kom, dan kan hy werk, dan kan hy praat, dan kan jy hom hoor. En ons moet partykeer alles wat raas in ons lewens moet ons stil maak. En ek wil jou aanraai, kry iets wat jy ook kan vas. Dit hoef nie noodwendig kos te wees nie. Ek weet kos is nie altyd moontlik vir almal nie. Maar kry iets wat jou aandag vat. Of dit nou Netflix is, Facebook, TikTok, YouTube, lekker goed kan ook wees. Iets wat jy elke week gaan doen, wat jy geld aan spandeer, of wat soveel van jou tyd vat.
En dit ek wil amper sê, al beteken dit jy met die gym prys gee vir 'n tyd, doen dit ook. En spandeer jy daai tyd saam met die Here. Enigiets wat jou aandag van hom afvat, kan jy van vas. En kos is gewoonlik die hoofding wat hulle altyd in die Bybel van praat van wat jy vas, is van voedsel. Maar as jy dit nie kan doen, jy kry net iets anders wat jy van kan vas. En begin vir jouself riglyne te maak en te sê, ok, ek gaan 1 keer 'n maand, gaan ek 'n dag vat wat ek vas. En ek gaan van hierdie maand gaan ek hierdie ding vas. Nou, kom ons vat 'n voorbeeld. Sê, jy's verskriklik baie op jou foon. Jy's die hele dag op WhatsApp met al jou vriende en vriendinne en familie. Dis goeders wat jou aandag aftrek, want elke keer as daai foon ping en jy's besig om Bybel te lees, dan wil jy gaan kyk. So miskien probeer dit. Dis 'n voorstel. Om 1 keer 'n maand dan kies jy, ek gaan my foon vir die dag afsit. As dit nie vir jou moontlik is nie, dan is dit nou 'n ander storie, jy weet werk of jy's in krisistyd of so. Maar ek is seker almal kan 'n dag kry, iewers in die maand, wat ons kan kies om ons fone af te sit. En sê vir jou familie dat jy is nie beskikbaar nie. Maak seker hulle weet wie hulle kan kontak as daar 'n noodgeval is. En laat hulle daai persoon pla as daar regtig 'n noodgeval is. Maar andersins sit jou foon af en los jou foon vir die dag af. En gaan spandeer meer tyd saam met die Here. En ek kan jou waarborg net dat daai een dag wat jy dit doen, gaan jy soveel waarde daarin kry. Jy gaan sien hoe skrif meer met jou praat, hoe dinge meer vir jou geopenbaar geword. Jy gaan voel jy is nader aan die Here. Jy gaan voel iets is missing ewe skielik in jou lewe. Jy gaan nie dit verstaan nie totdat die Here daai spasie begin invul en dan gaan jy verstaan. Selfs as jy wil kos vas ook, al doen jy dit net 1 keer 'n maand, dan besluit jy, ek gaan nie van 6:00 tot 6:00 iets eet nie. En jy los kos vir die hele terwyl die son op is. Ons praat altyd van die sunset fase. So jy eet eers na die son weer gesak het. Probeer so iets, kry iets wat vir jou werk, maar vind net iets wat jy kan doen om minder van jou lewe die besigheid in jou lewe minder te maak, dat daar stilte is vir jou en die Here. Ek moet sê, hierdie 40 of die 33, ons is nou 33, maar ek seker teen die 40 dae sal ek dit seker weer herhaal. Daar is tye wat dit vir my moeilik is, wat ek honger is, wat ek dink aan kos, wat ek iets of online sien, of ek raak die ander mense in die huis kos maak en dan dink, lekker sal dit nou wees. Dit raak so heerlik en nou is ek honger. En nou moet ek myself herinner, jy het 'n commitment gemaak met die Here. Jy het vir die Here gesê, jy gaan vir hom 40 dae gee wat jy nie sal eet nie. Gaan jy jou woord hou? Gaan jy 'n voorbeeld van die Here wees? Want as hy 'n ooreenkoms met jou maak, hou hy daarby. Gaan jy by jou ooreenkoms met die Here hou? En dit is hoe ek myself heeltyd motiveer. Ek het 'n ooreenkoms met die Here gemaak. Ek het gesê, dit is wat ek vir hom gee. Ek submit kos aan hom vir 40 dae. Ek sal nie eet tot die 40 dae verby is nie. En ons moet onsself op 'n ander manier begin motiveer. En wanneer God die motivering is daarvoor, gaan jy sien dis makliker om dit te doen. Ek sien uit vir wanneer die 40 dae verby is. Ek weet nog nie wat gaan ek eet daai dag nie. Maar op my lys is sjokoladekoek, definitief. Ek het al in die eerste week het ek begin dink, ek sou lus vir sjokoladekoek. Net so, net 'n stukkie koek. En ek droom al van sjokoladekoek. So, dag 40, definitief sjokoladekoek. Maar vir die 7 dae wat nog oorbly, geen kos. Want ek het die commitment gemaak. Ek het onder die Here submit en ek het gesê, ek gaan nie eet tot die 40 dae verby is nie. Of hy my bless of nie, maak nie saak nie. Of hy met my praat of nie, maak nie saak nie. Ek hou by wat my ooreenkoms is, wat ek met hom gemaak het. Want ek is ook 'n vrou van my woord. Net soos wat die Here, ek wil nie sê 'n man van sy woord is nie, maar tog kan jy sê, as Jesus vir jou iets gesê het, hy is 'n man van sy woord. Want Jesus is tog ook 'n man, hy het ook mens geword. So ek gaan wees 'n vrou van my woord. En wat ek vir die Here beloof het, sal ek vir hom gee. Ek sal dit eer. Maak nie saak hoe honger ek is nie, maak nie saak hoe lus aan 'n kos my maak wat ek sien nie, ek gaan hou by wat ek beloof het om te doen. Ek sien uit na die 40 dae om vir julle te vertel wat die resultaat is, maar ek gaan vir julle sê, daar is tog neeweffekte ook daarvan.
En as jy so tipe vas wil doen, al is dit net vir 'n dag, vir week, vir 21 dae of selfs vir 40 dae, ongeag wat jy prys gee, maak jouself reg daarvoor dat daar gaan veranderinge met jou wees. En dit is een van die dinge wat ek baie dankbaar voor is, wat ek vooraf gedoen het. Ek het myself voorberei. Ek het laas jaar al begin met watervasse vir 'n dag, 3 dae, 5 dae. 5 dae was my maksimum gewees. En dit het my klaar in daai gesindheid gesit, en my gedagtes was klaar op die regte plek gewees, toe ek besluit het, okay, en ek het vooruit beplan, ek het gesê, die 5de Maart sal ons begin. So die 4de Maart sal die laaste dag wat ek wees wat ek wil gaan eet. Ek het seker gemaak daai paar dae voor die 5de, dat ek genoeg voedingswaarde ingekry het, genoeg vleis geëet het, genoeg proteïene ingekry het, laat ek net 'n bietjie opgebalk het. Want ek kan vir julle een ding sê, as jy so sonder kos vas vir so lank, jy verloor gewig. En almal gaan seker nou lag, 'n vrou wat klaar sy gewig verloor. Lag maar klaar. Ek het ook al vir myself gelag. Nie hierdie manier gewig verloor nie. Dis een ding as jy dit doelbewus doen, as jy dit nie doen met die doel om te verloor nie. En glo my, ek hou nie daarvan om elke keer klerekaste te verander nie. En te besef, nou het ek nie klere in my kas om te dra wat netjies lyk nie, wat nie ordentlik lyk nie, alles sit aan sakke aan my, want ek het nie verwag dat ek hierdie tipe gewig gaan verloor nie. En ek weet as ek weer begin eet, gaan dit weer uitferm en alles sal regkom. Maar dit tas jou aan, dit tas jou vel aan. Ek het ook heeltyd dan dink ek, maar jene, ek kry nie eens kos in nie. Hoekom slaan my vel so uit? Hoekom is my vel so geïrriteerd? Hoekom is my hare so droog? Al daai goeders. Jy sien dit fisies aan jou. Hoekom wys die sakke onder my oë soveel meer? Jy weet, is al sulke klein dingetjies. En jy moet jouself reg daarvoor maak. Jy gaan nie altyd as jy in die spieël kyk, hou van wat jy sien nie. Maar jy moet jouself herinner oor hoekom jy dit doen, vir wat jy dit doen. En dit sal weer herstel. Dis die groot ding. Dit sal weer herstel. Dit gaan nie so bly nie. Die ander ding is ook fisies, jy word swakker. Ek het ook agtergekom, nou dat ek hier op die laaste week is, ek kom agter, ek praat stadiger, praat nie meer so vinnig soos wat ek gepraat het nie. My gedagtes vat baie langer om 'n sin partykeer te vorm. Ek vind dit ook as ek met mense praat, dit is so asof my gedagtes meer dwaal, ek sukkel om my woorde bymekaar te sit. Ek dink dit is normaal, ek dink nie dit is so abnormaal as jy deur hierdie ding gaan nie, want die ding is, jou liggaam verswak. Ek kan voel aan my spiere is 'n bietjie swakker as wat dit moet wees. Ek's baie moer, ek slaap baie meer as wat ek gewoonlik slaap. En dis alles deel daarvan, as jy nie eet nie, jou liggaam word swakker. En dis hoekom dit so belangrik is, dat jy gesond genoeg is om dit te doen. Laat jy dit nie net doen, omdat almal anders dit doen nie. Doen 'n bietjie beplanning. Maak reg daarvoor. Maar dis baie belangrik, dat jy seker maak, jou gesondheid kan dit hanteer. En as jy op medikasie is, wat 'n probleem is, as jy kronies iets mekeer, of daar is fisies iets groot fout met jou, maak seker jy raadpleeg 'n dokter, laat hulle eers vir jou kan sê of jy dit kan hanteer of nie. Nou, ek weet, in vroeër jare, so my dokter vir my gesê het, ek kan dit nie doen nie, dit is nie goed vir my nie met al die medikasie wat ek op was nie. Maar nou dat ek vry is van al my medikasie, ek is gesond, en ek sit nie meer met die probleme wat ek gehad het nie, want die Here het vir my genesing gebring. Nou kan ek dit doen. Ek sal dalk weer in die toekoms weer die 40 dae doen. Maar dalk nie binnekort nie. Miskien oor 'n jaar. Ons sal sien wat hou volgende jaar se lente. Ek is nie seker nie. Dis nog te ver om te beplan daarvoor. Maar ek is dankbaar dat ek dit gedoen het. Dit het vir my baie waarde gebring sover, en ek weet hierdie laaste week gaan dit goed wees. Ek sien so uit om te sien wat die Here gaan praat, en net wat hy gaan wys, wat so openbaring hy gaan bring. Maar soos ek sê, doen 'n bietjie beplanning as jy so iets wil doen. Maar ek sal dit aanbeveel vir enige iemand om te vas. Kry net 'n ding wat vir jou werk, dat jy nader aan die Here kan kom, en dat jy meer van hom kan ondervind, en kan voel hoe hy net deel van jou wil wees. Hier is soveel gemors in ons lewens, nie net fisies in ons liggame nie, maar geestelik ook, met die goeders wat ons omring mee, met mense, die dinge wat ons doen, dit wat ons aandag trek. En wanneer daai goeders minder word, dan kan jy net voel hoe die liefde van die Here inkom, hoe meer van sy gees teenwoordig is.
die aanraking wat hy gee, wanneer daar niks skeiding tussen jou en hom is nie. Dis net amazing. En ek sal dit definitief aanbeveel vir enige iemand. Maar julle moet 'n wonderlike dag hê. So, dit was 'n bietjie 'n lang update gewees. Ek sal weer volgende week nog so 'n video maak na die 40 dae. Ek sal miskien dalk net wag voordat ek my koek eet, voordat ek met julle praat, want dan is ek dalk te hyper van al die suiker. My geliefdes, laat julle 'n wonderlike dag hê en wees geseënd in alles wat julle doen. Wees net geseënd in alles wat julle doen en mag die Here julle seën. Ek spreek die Here se blessing oor julle elkeen uit. Dankie vir julle ondersteuning, dankie vir julle wat die video's kyk, wat hierdie reis saam met my loop. Ek sien uit om te sien waar die res van 2025 heen gaan. En hou net aan bid. Bly bidend. Moenie bekommerd wees oor wat jy hoor die toekoms inbring nie. Moenie bekommerd wees oor die woorde wat ons deel, wat bekommernis dalk mag bring nie. Die Here is met jou. Hy gaan jou nie verlaat nie. Maak uit jouself minder, dat jy sy teenwoordigheid sterker kan voel. Wees geseënd, geliefdes.